Ek en Ousus het op die stoep op die skommelkoets gesit. Nou wat is 'n skommelkoets? 'n Skommelkoets is een van daai swaaibanke wat so op die stoep staan. En ek het vir Ousus gevra, Ousus, wat dink jy daarvan dat ons Pretoria toe moet trek? Nou Ousus het 'n eie manier van doen. Sy kry so ver af kyk in die oog en dan kan jy sien die ratte werk vervale bo in die kop. Toe kom sy met hierdie ene. Sy sê, "Pappa, ek dink dis soos 'n visie in 'n dam. Ons was eers in 'n klein dammetjie, toe word ons te groot vir die klein dammetjie, toe moet ons na groter dam toe gaan. Toe is ons weer 'n klein visie in 'n groot dam, en toe word die klein visie weer te groot vir die groot dam. Toe moet ons na nog 'n groter dam toe gaan. En dis waar ons nou op pad is. Ons is nou op pad na 'n groter dam toe, waar ons weer 'n klein visie gaan wees. Maar dan gaan hy visie weer te groot word vir daardie dam." En weet jy, soos wat sy dit vir my verduidelik het, was dit net asof die Gees al hoe meer net hier in my hart 'n ding laat gebeur het, 'n oortuiging laat groei het, van dit is die volgende tree, saam met God. Maar so saam met Ousus se vertel van hierdie beweging, het die beelde so een na die ander by my opgekom. Maar dat dit presies is wie God is. God is altyd aan die beweeg. Daar's niks in sy skepping wat vandag is soos wat dit gister was nie. Meer nog, in sy besig wees met mense, is God altyd aan die beweeg. Dink nou maar aan Abraham. Abraham, jy moet trek. Waarheen, Here? Ek sal vir jou wys. 'n Josef, 'n Moses, en so kan ons aangaan. Jesus, Paulus, soos iemand eendag gesê het, God hou ons aan die beweeg. Hy hou ons as pelgrims aan die beweeg, sodat ons nie te vinnig die tentpenne te diep inslaan hier op aarde nie. Nou van my kant alweer vanoggend baie welkom by jou Sondag stil word. En ons tema vandag is dan juis, alles is deel van God se plan. Genesis 45 vers 3 tot 5. Toe sê Josef vir sy broers, "Ek is Josef, leef pa werklik nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, "Kom na my toe." En toe hulle nader kom, sê hy, "Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red." So in die begin van Desember 1999 het ons toe tentpenne opgetrek in Bloemfontein en Pretoria toe getrek. In die maande nadat ons aangekom het in Pretoria, is die tweede CD vrygestel, Abba Vader. En deel van die bemarking van die CD was dat jy onderhoude moes doen met verskillende radiostasies. En onder andere was Radio Kansel toe een van die waarmee ons 'n onderhoud gedoen het. Nadat die onderhoud gevoer is, het een van die bestuurslede na my toe gekom en vir my gevra of ek nie dalk sou bereid wees om 'n beradingsprogram vir Radio Kansel te begin nie. Soos wat ek maar altyd maak, het ek vir hulle gesê, ek sal gaan bid daaroor en by die Vader hoor en terugkom na hulle toe. Maar deel van die beleid op daardie stadium was dat voordat jy dan begin om aan te bied, moes jy eers 'n loodsprogram maak. Ek het in daai klein ateljeetjie gaan sit. En toe ek so gaan sit agter die mikrofoon, toe het ek net hierdie belewenis van hier is my pasplek.
Dit is een van die dinge waarvoor God my gemaak het as mens, om dit te doen wat ek hier gaan doen. En ewe skielik het ek besef dat my lewe, my hele lewe tot op daardie punt, 'n klomp legkaartstukkies was, wat God in my lewe ingebou het, sodat ek op hierdie moment dit kan doen met my gawepakket, met my persoonlikheid, met my lewensondervinding, met alles wat gebeur het, van destyds af, tot waar ek op hierdie punt is. In die dae wat daarop gevolg het God se legkaart prentjie vir my lewe al hoe meer begin sin kry. En het ek al hoe meer begin verstaan hoe die dinge wat van kleintyd af gebeur het, tot waar ek vandag is, deel was van God se voorbereidingsplan vir my lewe en om dit te kon doen wat ek op hierdie stadium moes doen. Ek het begin verstaan, hoekom was musiek so 'n groot deel van my lewe van kleintyd af. Ek het begin verstaan, hoekom was ek gedwing om klavierlesse te neem, terwyl nie een van die ander kinders klavierlesse hoef te geneem het nie. Ek het al hoe meer begin verstaan, wat was die plek van die seer en die swaar kry in hierdie voorbereidingspad. Hoekom dit nodig was dat ek verder moes studeer, dat ek in 'n psigiatriese hospitaal moes werk, en dat ek op daardie stadium deel was van 'n multidissiplinêre span by 'n substansafhanklikheidskliniek. Dit alles en nog meer was deel van God se legkaartprentjieplan om my voor te berei vir die plek, my pasplek, wat hy vir my in gedagte gehad het. Nou baie keer gebeur dit dat wanneer mense hulle pasplek kry, dat hulle anker gooi, dat hulle tentpenne inslaan, dat hulle sê, nou is ek hierso en dit is waarvoor ek hier moet wees op aarde en nou gaan ek net hierso bly. Dis amper soos Petrus vir Jesus gesê het op die berg van verheerliking. Here, kan ons nie maar tentjies opslaan en vir U en vir Moses en vir Elia en sommer net hier bly nie. Maar deel van God se plan is, as jy nou kom op jou pasplek, dan sit God jou op 'n plek sodat jy weer vorentoe nog 'n groter verskil in 'n groter dam kan maak. God het geweet wat was sy pad en sy plan vir my oor 10 jaar en verder vorentoe. En dit was so wonderlik om binne daardie situasie weer nuwe vaardighede aan te leer. 'n Groter dam, nuwe visse, 'n klomp nuwe vaardighede in alles wat aangeleer moes word. Hoe werk die tegniese aspekte van opname en. Want God het geweet waarheen is hy op pad met my en waarheen is hy pad met jou en met elkeen van ons. So vandag wil ek jou uitnooi. Gaan sit so bietjie eenkant en begin net kyk. En begin net jou legkaartstukkies optel. Begin kyk, hoekom het hierdie ding in my lewe gebeur? Hoekom het daai ding gebeur? Hoekom het daai ding gebeur? En dan begin jy hulle so by mekaar sit. En hoe meer jy hulle aan mekaar sit, hoe duideliker word God se prentjie vir jou lewe. En dan ook, om te begin verstaan, ons is nie nou aan die einde van die pad nie. Ons is nou maar net in 'n fase, op 'n plek, ter voorbereiding van die volgende plek. Om dan weer in 'n groter dam 'n klein visie te word. Maar onder leiding van die Gees groot te word, sodat ons weer na 'n volgende groter dam toe kan gaan. Mag die Here vir jou ryklik seën. Ons kuier volgende week weer saam. Liefde groete, Shalom. Baie dankie Hemelvader dat ons vandag kan weet dat U 'n goddelike greep op elkeen van ons lewens het. Dat U 'n wonderlike plan en doel het vir ons lewens. En dat U lankal al, voordat ons kon begin om dit te verstaan, alreeds besig was met die voorbereiding vir U pasplek. Dankie dat ons ook kan weet,
Al kan ons dit nog nie sien nie, al weet ons nie wat voor lê nie, maar dat U ook vir die toekoms vir ons 'n wonderlike plan het. Ons loof en eer U vir U liefde, U getrouheid. U wat ons in staat stel tot soveel meer as wat ons uit onsself kan. Amen. Die mooi Afrikaanse gesegde is mos, die een hand was die ander. Elke deel van die liggaam van Jesus Christus het 'n spesifieke taak. Nie een is belangriker as die ander nie, maar net so kan die een ook nie sonder die ander nie. Vandag wil ons jou weer uitnooi om saam met ons Jesus se hande en voete te wees. Maar voor ons daarby kom, weer net 'n baie groot dankie aan almal van julle vir julle liefde, julle omgee, gebede en ondersteuning. Daarsonder kan ons nie aanhou om 'n verskil te maak in so baie mense se lewens nie. As ledemate van die liggaam van Christus het ons ook mekaar nodig. En soos wat ek al met jou gedeel het hier by Lewe Lig, is ons 100% afhanklik van die donasies van ons ondersteuners. Daarom wil ons jou ook uitnooi, word deel van die verskil wat ons maak en maak jou donasie in die onderstaande rekening. Weereens baie dankie vir jou ondersteuning en dat jy help om 'n groot verskil aan ander mense se lewens te maak. Mag die Here jou ryklik seën. Oorvloedsmaat, liefde, seën en groete in Jesus naam.